Hallo julle, vandag gaan ek 'n suurdeegbroodjie bak. Hierdie is die derde keer wat ek nou 'n suurdeegbroodjie bak. En die vorige keer het dit goed uitgekom, so ek is positief. Okay, ek het my suurdeegplankie wat ek baie lank aan gewerk het. Ek is baie trots op hom. So, eerste gaan ek gou met 'n kombuisskaal gaan ek 100 gram van my suurdeegplantjie. Ja, gaan ek 100 gram van my suurdeegplantjie uitskep. Okay. My skaal is op 0. Okay, 103 gram van my 104 gram is hoeveel ek nou uitgeskep het. Ek gaan my suurdeegplantjie ook weer voer. Net nie nou dadelik nie. So by my suurdeegplantjie gaan ek dan nou weer 100 gram meel en 100 gram water bygooi, meng, kante skoonmaak, alles. Okay, so nou gaan ek by hierdie 104 gram wat ek het, gaan ek gaan hom weer 0, my skaaltjie weer 0. Okay, dan gaan ek 375 gram warm water ingooi. gram. Okay, ek gaan nou hierdie water en my suurdeeg meng. Okay, nou dat ek dit lekker saam gemeng het, gaan ek nou 500 gram meel hierso bygooi. Ja. Precies 500 gram. Okay, ek het nou 500 gram meel erbij. Okay, nou gaan ek by hierdie dan nou net my by hierdie gaan ek nou 12 gram sout ook bygooi. Ek dink my tel, my stoel. Okay, maar hy kom nie as hierdie sout agter. Dis veel sout ek gaan ingooi. Daai, hoeveel? Kom ons sê is 12 gram. Okay. Nou
nou net lekker deur. Ek knie dit nie, maar dit is nog nie soos 'n stywe deeg wat mens kan knie nie. Nee. Okay, nou gaan ek net 'n lappie oor my bak sit en dit laat staan vir 'n halfuur. Okay, dit is 'n halfuur later. So ek gaan nou net my deeg stretch and fold. Hy lyk nou so. Okay, nou gaan ek hom net weer 'n halfuur los om net te sit en dan doen ons dit weer. Okay julle, dit is nou die volgende oggend. Ek het hom nog 3 keer gestretch en fold en toe het ek hom nou oornag gelos dat hy sy bulkfermentasie deur die nag doen rys. So nou kan ons kyk. Hy het baie mooi gerys. Okay. Ek gaan nou 'n bietjie ek gaan net 'n bietjie meel op my blad dan nou gooi.
gepriet, gaan ek net gou my brood uit my bak uithaal. So ek het 'n bord. Wat ek net 'n stuk bakpapier opgesit het. Jy moet jou brood in 'n ligte bak hê in die yskas, so dis kom ek klaardraad op het. Ek het my oond fit na 230. Okay, nou gaan ons nou net gered. Ek het hom weer geshape en dan nou in die yskas gesit op die bord. Laat hy net 'n bietjie in die yskas rus en ek het my oond nou gepreet. So nou gaan ek hom probeer sny en dan dankie. Nou gaan ek hom probeer sny en bak ons sommer en kyk hoe kom hy uit. Ek weet nie of hy gaan lekker sny nie. Okay, hy sny daarom alright. Net 'n kruis sny. Okay, ek like nou so. Okay. Ek het gesien waar iemand hulle cast iron pot onderste bo sit om die brood te bak. So ek gaan dit probeer. Ek het dit die vorige keer ook gedoen en dit het vir my lekker gewerk.
bak toe vir 'n halfuur op 230 grade en dan gaan ons hom oopmaak en verder bak op 200 grade vir 15 minute. Okay, ek was so opset, ek het sommer vergeet om aan te gaan met my video, maar ek het my broodjie gebak. Ek het foto's geneem, so ek sal foto's net insit. Ek het my broodjie gebak en ek het hom uitgehaal. Hy het nie baie gereis in die oond toe nou nie, maar hy het alright gelyk. En toe het hy 'n bietjie afgekoel en nou het ek hom gesny. En hy het mooi uitgekom nog steeds, soos hy is lekker. Ja, hy is baie mooi binne. Ja, ek is baie happy. Nou, hy is lekker crunchy buite en hy is baie sag binne. Okay, volgende keer sal ek dit definitief 'n paar goed bietjie anders doen, maar daarom het dit reg uitgekom.